So daar's mense daar buite wat regtig baie graag wil hê ek moet 'n gedig opsê. Dis nou die vorige episode uit. So ek het toe gaan dink en ek het kind of ietsie gaan skryf. Ek het gaan laat die aand gesit en dink, ja, ek sou lus om baie diep te wees en net my gevoelens gaan neerpen op my notes app op my foon. So kan ek julle net bietjie indulge met 'n gediggie wat ek geskryf het. Rose is rooi. Driekus Du Plessis slaan seer. Dames en here, dis Jacques du Preez. Almal het 'n storie om te vertel en besighede is geen uitsondering op hierdie reël nie. So as jy jou besigheid se storie wil vertel, besoek vxmedia.co.za vandag vir hulle 'n unieke manier om jou passie en jou drome daar uit te kry om jou besigheid te groei. Dis vxmedia.co.za. Goeiedag dames en here, welkom by die nuwe episode van Bevange. Soos gewoonlik sit ek hier saam met Ruben, my co-host. Hallo julle, Johan, ek klink regtig soos 'n radio-omroeper. Ek het gegaan daarvoor. Hallo. Iemand het vir my gesê, Goeienaand, skouspel. iemand het vir my gesê ek moet so met die mic praat dat Moenie. hy my nommer moet vra na die tyd. So gedoggie die radio-omroeper stem gaan my 'n paar brownie points wen. Nee. Okay, nee, dan so rustig. Back to normal. Saam wie is ons vandag hierso? Ruben, ons is saam met wie sê jy? Wie sê ek? Oh my word. Jock. Hey. Hey Jock. Hey. Kan dit? Goed nie, Jock. Lekker. Ons begin, Johan, hoe gaan dit met jou? Nee, met my gaan dit baie goed. Jy weet, ons werk maar. Dis wat ons doen. Nee, ek spot. Eintlik is ek baie frustreerd vandag. My hart is bietjie seer. Hoekom? Ag ou, jy weet soos baie mense, jy sal verstaan, swat mense om jouself te bevorder in die wêreld Ja. en jy weet partykeer gaan dit nie so goed nie. Mm. Soos in my geval, ek wag vir 'n uitspraak of 'n oplossing tot my laaste assignment punt om my graad te kry. Mm. Maar dis nie die hardste deel nie. Toe ek nou gister gaan om dit te probeer uitklaar, gaan ek met 'n graad huis toe. Maar dit was 'n vriendin sin wie ek moes gaan uitsort het. So ja, ek's gister Sorry, universiteit toe om Goeie vriend. te gaan Ja. klaar oor my graad en toe kom ek huis toe met iemand anders in. Ek wil ook vriende soos jy hê, Johan. Ja, as jy 'n graad wil hê, stuur my. Drop 'n comment. Ek sal dit vir jou organise. Nee, ek moes net 'n admin ding vir die vriendin gaan uitsort en toe hoor ek maar net nee, hulle daar's nog probleme met my goed. So die lank en die kort is ek gaan net my module oor moet doen. Het jy nie gesê in episode 1 jy het klaar geraak nie? Ja, 6 maande later. 6 maande later en hulle wil dit nie vir my gee nie. Unisa. Hey, tegnies het jy die knowledge nog steeds. Ja. So Ek sal graad steeds of nie, qualify. ou, jy's in. Jy het net hierdie papierwerk. Net hierdie papierwerkie. Ou, mens kan net nie laat sulke rigiede lyne jou keer nie. Jy moet maar aangaan sonder dit. Follow your dreams, bro. Don't let anyone stop you. Ja, jy het nie 'n graad nodig om 'n dokter te wees nie. Exactly. Ek het baie YouTube video's gekyk oor hoe om 'n brein. Kom oor jouself en doen dit. Almal kan op iemand opereer. Party mense is net beter as ander. Suksesrate is meer. Asseblief van die laaste 5 minute van hierdie video as dit al so lank is op met 'n knippie sout, asseblief qualify jouself vir iets doen. Baie knippie self. Ruben, hoe gaan dit met jou? Gaan baie goed met my. Ek het 'n bietjie laat aangekom hier by die studio. Ek het 'n emergency export gehad vir 'n video. 'n nood Emergency export. So Ek voel daai Hier moet is ons nou. konteks hê. ek moes 'n video geëxport, daar grom my maag. Ek moes 'n video export gedoen het last minute vir daar's changes en stuff wat ingekom het. So hey, hier's ons. Om 'n videograaf te wees is klein bietjie soos om 'n chirurg te wees. 100%. Ek stem baie saam. Soos dinge daar kan ongelooflike komplikasies plaasvind in die operasieproses. Premiere Pro kan crash, noodexports, jy het nie die regte inligting nie. Ou dit Ek dink is baie anders. yes, dit is videograwe moet meer betaal word. Dit is 100%. man. dis 100%. Weet jy wat, hulle moet net meer charge. As almal gelyktydig meer charge en niemand het goedkoop opsies nie. Exactly. En hierdie Plan ekonomie my. job. nee, Dis 2024 mense. die joke is
ons is daai mense wat nie baie charge nie, maar anyway, Ek charge baie. Ja, ek ook. Sorry. Sorry man. ek moet Dis bietjie net jy. Net jy wat niks charge. O, Ons sal vir jou ons pryse stuur. Nee, ons podcast director het vir my gesê ek moet meer charge. Ja. Ek het 'n PDF gekry eendag. Wat sê Hi Ruben, charge me. Wie is beter? Kom hier self en doen dit. Kom voor jouself en doen dit. Kom hoor Ah, nee. Ja, hier is ons weer episode 10. Jaco, gaan dit met jou voor ons aangaan? Ek doen dit elke keer. Nou wie antwoord ek jou vraag of laat ek Nee, jou nee, antwoord doen? Jaco, kom, Ruben, hou my net accountable om 'n decent human being te wees. Jaco, gaan dit met jou? Gaan goed man, baie goed. Super, wat sê hulle? Wat 'n voorreg om hier so te wees om met julle manne vandag. Wat 'n voorreg. Saterdagoggend sê vroeg 6:30 am. Nee, 6:30 am, want ons is Rise and Shine boys, jy weet, dis Die bird catch Rise- the worm. Rise and grind. Hou staan op en doen dit. En ja, lekker. Baie goed. Wow, dis lekker om jou te hê. Ja, Jaco. thanks- Baie dankie thanks dat for jy having me. hier ingekom het vir ons vandag. Ja, thanks. Johan, wat was jou vraag geweest? My vraag was eintlik meer 'n statement. Episode Ja, welkom by 10. episode 10. Hierdie is wat Dis julle kan episode verwag. Dit is ons het die double digits bereik, Let's go. which means ons het 'n volgende stat gebreek Wow. van die original Double digits, bro. stats van episode 1. Okay. Ek kan al lank nie onthou wat dit was nie. Maar ja, ons vorder double digits, eerste enetjie. Nou is die volgende mylpaal triple digits. Episode 100. Wow. 1000 subscribers. O ja, sekerlik. 1000. As jy nog nie subscribe het nie, doen dit nou dadelik. Jy Ek kyk sien hierdie, dit dis nie verniet nie, guys. Ons doen baie 30% van julle wat ons video's kyk is nie gesubscribe nie. So, Dan moet jy daai stat opbring Ja, ja. wat wys. Only 3% subscribers so en ons het dit stuur. Elke liewe YouTuber sê dit. guys, ek tog ons doen hierdie nie vir die subs nie. Ja, Ek tog bevange gaan net oor realness en niks oor die subs nie. En dis kom ons No nie way. skrip nie en dis kom ek aanhoudend vergeet om goed te sê en En om te vir doen. mense te vra hoe dit gaan. Ja. Ja. Subscribe. Daarom ken ek Kom dit maar al. jouself, doen dit, subscribe, jy geniet hierdie en jy weet jy doen. Wat is so thread geklap? Ek is subscribed en ek geniet hierdie. So, Wow. ja. Maar Jacques, we gaan jy nou eers bietjie onder die bus gooi. Wanneer het jy Oh, ons weet- eerste episode gekyk? Ja. Kom ons praat nie daaroor nie. Nee, ek dink ek het just wat 3 weke terug. Begin 3 kyk. weke terug het ek op die trein en weet jy wat great is daarvan nê? Ek sien tipe ou ek wag vir die season om klaar release te word, dan Okay, kyk ja, ek ja, al ja. 10 episodes. So ons is in season 2. So Hoekom sou jy nie bevange elke middag wil luister en 'n nuwe podcast hê nie? En kan jy dit Exactly. doen as jy elke 2 weke episode kry? Nee. So ek het hom gekyk elke dag 'n nuwe episode. what a legend. En nou trek ons op episode 9 wat nou net verby is. Hier's episode 10. En as jy op die show. En nou is ek op die show. So ek wonder, moet ek hom kyk of het ek hom klaar gesien? Jy moet hom kyk asseblief as Ja, jy gaan like en subscribe. Okay, as jy wil weet hoe om op bevangen te wees, gaan binge watch net al ons episodes Maak 'n video op Instagram, gooi 'n shout-out. en dan nooi ons jou. Dis hoe eenvoudig dit is. Soos hierdie ou. Ja, yes, ek het 15 shout-outs gedoen en finally, maar Het jy ingeniet? jy moet comment op elke liewe video en 'n vir jou ma stuur. So daai extra views boys. Ja. Maar veel. Nee, Jacques, baie welkom. Vertel ons bietjie van wie, wat en hoe, waar. Gee ons die volle pedigree van wie Ons Jacques is gebore is. Ek is in Joburg gebore. you. I was born at Joburg, but Ja, I was in lekker. English school So, for my sorry, whole ons life. aanvaar nie daai onkruid in die taal. Ek was gebore in Johannesburg. Nee, ja, lekker. Wanneer iemand vra wie's jy, dan sê mens mos wat jy doen, hè. Hallo, ek is Jacques. Ek is 'n videograaf. Is jy 'n videograaf? Nee, ek hardloop Another one. Ek het another one bites the dust. Nee, ek het 'n video maatskappy en ons is storytellers en ons vertel mense se stories. So die company se naam is Victory Works spesifiek want ek glo in die victory van elke storie. So ons vat jou storie, vertel hom, soek vir die victory points daarin en dan daai victory gaan vorentoe. So Amazing. ja, that's pretty much wat ek doen. Testimonials. Of nie Ja, heeltemal. ja, wel stories van victory. Kom ons vat dit op 'n persoonlike
vlak, jou testimony is victory in jou lewe, maar dan besighede, hulle het 'n produk en daai produk los 'n probleem op vir mense. So ons vertel die victory wat daai produk dan oplos. So ja, we tell your story and sell your work by telling your story, pretty much. Okay. Ja, maar dis nie wie ek is nie. Ek's Jacques, ek's 'n human being. Ek's super lief vir Jesus. Ek het 'n vroutjie en sy het 'n babatjie in haar maag. So wel nie maag nie, seker womb, maar ja, babatjie op pad. Maar so ek's amper 'n pa. Dis nogal cool. Nice. En ek's vriendelik en ek hou van mense. Ek's baie lief vir mense. Veral vreemdelinge, want dis altyd weird wanneer jy jouself voorstel en hulle voel soos ongemaklik, maar ek's gemaklik. Maar is lekker, ja. Okay. Ja. Okay. Jy het een baie belangrike ding vergeet. Full disclaimer, ons ken Jacques eintlik al lank. Jy's bietjie 'n trendsetter in ons vriendekring, weet jy dit? Weet nie of jy dit besef het nie. Lekker. Amongst die pelle was jy die eerste om te trou. En nou en daarna, hoe lank is jy nou al getroud? 3,5 years. So na 3,5 jaar. 3,5 jaar, ja. Na 3,5 jaar is daar 'n gross exaggeration, dalk so wat? Gross exaggeration. 'n lelike Ons het saggeraas. Ons het saggeraas. Na 3,5 jaar is daar al 10 van ons vriendekring, 10 lede wat getroud is. So probeer jy iets anders kommunikeer nou met baby wat op pad is. Ja. Baie duidelik. Ek het nog nie getrou vanaf dat Jacques getrou het nie. Maar dude, jy's die 11de. So hierdie is podcast 10. Podcast 11, dan is dit die 11de, verstaan jy? As jy 'n man wil hê, drop 'n comment. Ruben is 'n nice ou. Hy is regtig. Hy's 'n nice ou. Dankie. Ruben, moenie so 'n vrou kry nie. Ja, asseblief, dis okay. Ja, nee, so Maar as hy doen, baie geluk met baba. dankie. Hopelik is dit die begin van die volgende gros kiddies. Ja. Ek ken 'n paartjie in ons vriendekring wat baie graag op daai trein wil klim, maar ons sal nie 'n naam daarop hê. Is dit? Ja. Ken ek hulle? Ja, ek ken hulle goed. En albei ken hulle. Okay. Hy sien dalk 'n toekomstige gas op die podcast nie, nee. Hy kan nie wees nie. Dis nie moontlik nie. Dis nie moontlik nie. Hoekom nie? Hy is op die podcast. Miskien. Anyway. Nee, Jacques, is 'n voorreg om jou hier te hê. Ons ken jou al Wat 'n voorreg. lank. So nog altyd 'n baie positiewe lekker ou gewees. Ek meen toe jy by die kerk opdaag en met my ligte kom speel het, ek dis weer 'n flip is hierdie ou. Who's this guy? Maar nou weet jy die ligte lyk cool, nee. Nee, Ja, glad nie. sorry. It's a disaster. Ek het nie gehelp Dis nie. terrible nou. Wel, kyk die koneksie daar gevorm, so I did Ja, wow. something right, I guess. En as jy op ons podcast. Wow. So if you want to be on the podcast, mingle met mense se ligte 10 jaar terug. Ja. Anyways. Hierdie is baie nie akkurate tips van hoe om op 'n podcast te kom, maar mense, Dis tips oor hoe om vriende te maak. Yes. Dis ons maatjies maak. Interfereer met mense se lewens. Exactly. En Op- hulle passies sien. Maar respectfully. O ja. Interfeer respectfully. Hey, no offense, maar Jacques, so ons het 'n baie interessante videoetjie van jou op Instagram gesien. Ons is dit sal op en julle sal kan Hy sien. gaan omtrent net hierso wees, né? Of wie? Of wie? Almal- Ons weet nog nie. Stop telling people about your goals and your dreams. Something that I fall victim to all the time is telling everyone, oh no, I'm going to do this, I'm going to do that. But I just found out that actually releases the exact same amount of dopamine in your body as actually doing the bloody thing. So you're telling people, you know what, I'm going to go skydiving one day, and then you get the same dopamine as actually going skydiving. So stop sharing your dreams and your aspirations and telling everyone what you're going to do the whole time. Find 2 or 3 people that you share it with in the form of an accountability and motivation together, and then keep those people close. And don't tell the whole world what you're doing. Just go show them. A very cool example of this is 2 friends of mine that started their own podcast. And instead of just telling people, you know, I'm going to start a podcast, we're doing a podcast. They were like, hey, here's the first episode of the podcast. And I think they're on like episode 9 right now. And they're doing really well and just enjoying the process. So, yeah, stop telling people what your dreams are and just freaking do it.
Maar vertel ons bietjie in diepte, wat is die agtergrond agter dit? Want dit het definitief ons aandag gegryp, nie net om vir die shout-out nie, dit was baie lekker gewees om cool ge-shout-out te word op Instagram. Maar dit was regtig tog, dit was baie laat dink. So vertel ons bietjie meer rondom, wat was jou hart agter dit, wat is die thought process, hoe het jy daarby uitgekom? Ek dink having to do of ja, soos daar's baie mense in my kring wat goeders wil accomplish en almal het drome en om my drome te accomplish vat aksie. Nee, jy moet eintlik iets doen om daarby uit te kom. Ons het al hierdie gesprek baie gevoer. Great, wow, jy het amazing drome. Cool. Hou op vir my sê en wys vir my. En ek dink ek het in die laaste ruk so baie gesprekke gevoer met mense waar dit beide kant toe gaan. Waar ons albei ons drome deel, soos oh my word, ek wil graag nog en ek gaan nog en yes, ons gaan hierdie en ons gaan dit en ek gaan dit. En great. Dan wat? Dan is dit 2024 en jy het 4 jaar terug gesê jy gaan. En daai droom sit nog steeds soos 'n logo wat jy gedesign het in jou notebook 5 jaar terug en that's it. En toe is ek so besig om te scroll eendag en ek sien hierdie video of ek weet jy lees dit raak iewers van iemand wat sê elke keer wat jy deel wat jou drome is, jou New Year's resolutions, jou maandse planne, wat jy gaan doen môre, dan kry jy eintlik 'n baie soortgelyke level van dopamine as eintlik jy wat dit klaar gedoen het. So, hey man, ek het hierdie droom versus, hey check wat het ek gedoen. Ja. Hy gee vir dieselfde, oh wow, want obviously jou vriend soos, yes, oh, dis so cool man, wow, yes, jy doen dit. Jy kry daai upliftment. En dan wat gebeur is jy het nie meer daai dopamine vir motivation nie, want jy het dit nou klaar vir die achievement. Ja. En ek dink, dan gebeur dit dat jy elke week vir mense jou drome vertel en jare gaan verby. En dis pretty much 'n groot kyk, ek accomplish baie van die drome wat ek het. Ja, ek's baie dankbaar dat ek daai uitvoering doen, maar daar's soveel goeters wat hierso onder lê wat nog in my journal geskryf is wat ek nie accomplish nie. En ek's nie content daarmee nie. En toe ek dit sien, toe besef ek, man, hoop vir mense vertel. Daar's hierdie een boek, ek dink is Robin Sharma, The 5 AM Club, wat dit gesê het, of sometimes, het gaan nou 'n Engelse quote wees, maar dis 'n Engelse boek, so I'm not breaking any rules. Die quote sê, sometimes as an entrepreneur, you are called to go behind the curtain, work behind the curtain for a few months. And maybe sometimes in the future, there will be a moment where the curtain drops and you reveal what you've accomplished. Maybe that doesn't happen, and you just work for the rest of your life behind the curtain, and you need to be content with achieving your dreams in the dark. Let your dreams tell people what you do. Don't let your mouth tell them. So, ja. Baie interessant. Enige iets wat dopamine vrystel, het 'n verslawende natuur. Dis hoekom mense iets soos verslawing kry, want jy raak hoog op die dopamine. So, gebaseer op wat jy sê, beteken dit dat jy wat ideate en jou drome kommunikeer, wil hy hit van dopamine kry, beteken jy kan eintlik vir 'n lack of better term verslaaf raak aan in 'n droomwêreld bly. En dis vir baie jong mense vashak. Ongelukkig baie jong mense ons peers en onder toe, maar dis die tipe goed wat op social media en so aan is, get rich quick schemes, oornag fame en al dit. Jy kan reg vasgevang in 'n droomwêreld raak en nooit vorentoe begin gaan nie. Dis en as jy daaraan dink, is nogal scary hoe vinnig dit kan gebeur. Weet jy, ek wonder nou soos wat jy praat. Ek wonder of Instagram scrolling, wanneer jy daai get rich quick scheme sien en jy soos, oh ja, ek kan dit so doen, of jy dieselfde dopamine dan kry as eintlik om iets uit te voer. En dis hoekom mense so geplak is aan 'n skerm, want hulle is net heeltyd soos, o ja, check hoeveel leer ek. Ek val in die trap van ek scroll en dan dink ek's besig om te leer en myself te koop. En dan gaan 2 ure verby, ek het niks gedoen op my drome en ek eintlik niks geleer nie. En jou duim is seer. Wat dink jy? Weet jy hoe jy scroll nie, maar ja. Interessant, wanneer mense leer of jy inligting wil inhou, hoe meer sintuie geaktiveer is terwyl die leerproses hoe makliker retain die inligting. Nou die probleem met enige visual learning, so video's en scrolling en so on, dis net jou oë wat werk en maybe jou ore. Maar meeste mense het al verleer om te luister. Hulle hoor, maar hulle luister nie meer nie. Hulle is kognitief besig om in te neem nie. En dan is daar
ek het 'n wiskunde juffrou gehad op skool en sy het altyd gesê die regtig. Ek dink dit is die punt nie. En sy het altyd gesê herhaling is die moeder van wysheid. Yes. En op social media is nie repetitive nie. Dit is dalk dieselfde liedjie, dis kom eventually die trending songs in jou kop vassit, want jy hoor dit 1000 keer, maar as elke keer 'n nuwe dit, 'n nuwe dat, 'n nuwe dit, 'n nuwe dat. So die overload van inligting dink ek compromise jou brein eventually so erg. Maar die feit dat jy definitief goed voel, daai dopamine ervaar, dis waar. Maar jy kry 'n vals dopamine, 'n vals sens van geluk. Dis 'n soortgelyke ding wat goed soos rook en drink en wat vrystel. Dis 'n baie tydelike een waar iets meer in die lyn van completing a certain task het 'n langer leeftyd of die dopamine vrygestel word het 'n langer leeftyd in jou stelsel. So dis 'n quick fix teenoor lasting presence. Kom mense so depressies deesdae. En dis 'n socially acceptable addiction. Ja, 100%. Want jy's verslaaf aan drank. Hey bro, jy het 'n probleem. Ja, jy gaan sien iemand nog. Gaan sien iemand. Jy's addicted aan social media. Cool, kom ons scroll saam. Cool. Ja, kom ek sien in die studio, kan ek iets vir jou airdrop hê. Ons begin 'n AI klub vir Instagrammers. Met die SS love. Die SS. Social saving. Social saving. Wow. Saving from socials. Ja, SFS. SS klink bietjie. My brein was eers daar nie, maar. Is baie interessant. Wat dink jy? Kyk, enige normale persoon as jy hulle vra wat jou doele en jou drome en goed en hoekom achieve jy dit nie? Almal gaan vir jou sê nee, ek wil obviously dit bereik. Dis my droom. Yes. Ek wil werk tot daar. Wat dink jy is die goed wat mense keer? Soos wat pacify mense om te werk na dit toe? Ek dink, wil jy? Wel, ek dink baie mense is geworry oor wat ander dink ook. Dis hoekom jy don't go out there and do it, want jy sê nee, maar wat as dit nie werk nie? Want dit het ons vir 'n redelike lang ruk gekeer om die eerste episode van Bevange te post. Yes. Want ons was soos wat as mense ons nie, wat is ons saak? Ja, en ons het gesaak. Ons het. Honestly, ons het. Ons seker steeds. Nee, ek dink ons Nog nie uitkom met te kry as ek gaan julle interrupt daar want jy en dis reeds die ding. Ek dink soos my antwoord op jou vraag daar sou wees met jou motive. Ja. Ek dink as die motive is om 1 miljoen subscribers te gekry het vir julle podcast, dan sou jy nooit daai eerste episode nooit gepost het nie. Ja. Maar as die motive was om 'n lekker chat te hê, dan wat maak die kwaliteit saak? Exactly. Julle het mos 'n lekker chat. Yes. So om twofold. Die eerste een is ek dink daai van worry wat mense dink. Weet jy wat? Hoe bad die kwaliteit. Ja. Het nog steeds 'n podcast uitgesit. Yes, exactly. Hoeveel mense sit om met, jy weet, ek gaan. Ek bedoel ek werk al so met 'n vriend vir 2 jaar vir ons gaan 'n podcast doen en dis al 2 jaar. Yes. En julle het vergeet die kwaliteit. Kyk waar julle nou, want dit het wat 9 episodes gevat voordat julle hierdie kind of beweeg. So daar's hierdie ding van wat as op jou 25ste massive failure is jou breakthrough. Ja. Hoe excited is jy dan om te fail? Soos go maak 8 crap quality episodes. Maar dis ook 'n ander ding, die konsep van failure en mislukking dink ek is baie hard in die wêreld. Niemand het al ooit gesê dis 'n carnal sin, 'n onvergeefbare sonde om te misluk nie. Ja. Dit is deur foute wat ons leer en ek weet dit is heavy cheesy en ons almal weet dit, maar dit is al wanneer jy leer is wanneer jy 'n fout maak. Jy kan nie op iemand anders se leringe en teachings function sonder om dit te gaan toets en te kyk dit werk of nie. En ek dink mense vandag en ons was definitief in die begin van die podcast so, jy's bang om foute te maak. Ja. Jy's bang om te misluk in projek A, B of C. En as jy enige groot entrepreneur se autobiografie of se storie hoor, die ou was waarskynlik al 3 keer in sy lewe bankrot, 6 besighede was gelikwideer, you name it. Die foute was gemaak, maar dis hoekom hy is waar hy is. Want hy het geleer uit daai foute uit. Ons moet nou wegbeweeg van, mag jy 'n fout maak nie? Nee, jy moet foute maak. Jy moet foute maak. Om enigstens, as jy nie foute gaan maak nie, dan gaan jy die fout maak
eventually. Eendag. Ja. Dan is die vraag, vir wie is jy bang sien die fout? Want nou maak jy 'n fout. Wie sien dit? Want social media is net jou sukses. Okay, mense post net sukses. So almal is in hierdie illusion dat mense in sukses lewe. Ja. Dat alles wat jy doen in sukses is. Nou begin jy die podcast. Jy post die eerste een. Wie sê bang sien die fout? Die mense wat dit gaan kyk obviously, want jy is besig om te werk aan iets wat in 'n publieke sfeer is. En ek dink dit taai dan weer terug na jou motive toe. In enige venture wat ek sien met enige mense is, as jou motive byvoorbeeld, kom ons vat besigheid, my besigheid byvoorbeeld. Vir lank is ek besig met hierdie journey op my hart is om stories te vertel wat saak maak vir jou, vir my en vir die wêreld. Okay, as dit regtig my hart is en ons vertel 'n storie en dit maak saak vir 'n paar mense, maar dis nou nie 'n massive amazing video nie. Wat is die fout? Het dit saak gemaak of is die kwaliteit nie perfek nie? Ja. Jy weet, en as jy daai motive kan define van wat wil jy regtig hê die content moet achieve, dan dink ek is jou proses daartoe easy. Is jou motive om jy weet, soos kom ons sê jy's in die gym. Is jou motive om gewig te verloor of is jou motive om lekker net 'n lekker session te hê? Ja. Want die session gaan lei na vrug van gewig verloor. Ja. Maar daai motive trek jou glad nie daartoe nie. Dit is sulke moeilike ding. Ja. So ja, wat Nee, ek dink 'n paar goed. Een, soos jy sê, motief vir enige taak wat jy verrig of doel waartoe jy werk, motief maak saak. En ek dink nie ons bevraagteken ons motiewe meer genoeg nie. En dis nie om doubt of negatief te wees. Ek dink dit is 'n baie wyse en mature ding om 'n tree terug te vat en sê hoekom wil ek hierdie doen? Ja. En ons met die podcast, met baie goed in my persoonlike lewe, jy moet dit nogal gereeld doen, want as ons ooit swaai na ons chasey views, beteken dit ons is bereid om te compromise. Dan gaan die show baie meer scripted raak, baie meer rehearsed raak. Ons gaan vir gaste begin sê, jy mag A, B en C sê, moenie die sê nie, want dit is wat trend, dit is wat nie trend nie. En dit raak fake, en in dit verloor jy wie jy is. En ek dink dis die volgende punt, veral daar's 'n konsep wat sê fear of man, 'n vrees vir mens. En dit lê in, jy weet, 'n gat in jou identiteit. Wie is ek? Ja. Wie is ek tevrede om te wees? En dis die ander ding. Ons almal het 'n ideale persoon. Ek wil so lyk, ek wil so praat, ek wil so aantrek, ek wil. Maar wat is die realiteit van wie is jy nou? Ja. En binne daai konteks, as al goed is waarvan jy nie hou nie, kan jy daaraan werk? Nee, ek kan nie, want dis maar wie ek is. Okay, dan moet daar 'n punt kom van acceptance. En die probleem is, wanneer jy ten volle aanvaar wie jy is, gaan jy agterkom dat in terme van die wêreld is jy nie soos daai prentjie nie. Want dis 'n onrealistiese prentjie. Nie een van ons kan so wees nie. Dis mal. So jou motief, jou identiteit, en dan die ander dink ek ook roeping. Nie almal moet alles doen nie. Ja. En ek dink is baie belangrik om uit te vind wat en waartoe ek gaan is belangrik vir my. Soos met die videowerk, soos julle weet, is 'n baie groot veld. Jy kan enigiets doen in video. Ja. Maar om stories te vertel is baie spesifiek. So dit is obviously 'n element wat baie met jou moet resoneer om daai aan te jaag of na te jaag, want ek dink nie dit is 'n niche wat bestaan nie of wat baie groot is nie. Ek weet nie hoe baie testimonial video's julle sien rondgaan nie. Ek doen nie. So dit is 'n baie spesifieke ding. Met ander woorde, dit is definitief iets wat jou hart moet trek. En ek dink dit is baie belangrik wanneer jy 'n doel of 'n passie of 'n entrepreneursventure of enigiets begin pursue, daai 3 goed moet in lyn wees vir dit om te werk. Maar dit vat 'n bietjie introspection. Ja. As jou identiteit lê in, jy weet, wat jy doen, gaan jy eventually jou identiteit, jy weet, verloor as jy sê net maar daai verloor, sê net maar, hey, ek is Ruben, ek is 'n famous podcaster, hallo. As die podcast nie uitwerk eventually nie, dan wat is ek dan? En is dit al wat jy is? Exactly. Is dit al wat jy wil wees, 'n famous podcaster? Ja. So, ek bedoel, dit sal nice cool wees, maar dis nie al nie. Ja. Ek dink soos met jou motive, as jy solidly kan define waartoe daai motief gaan, dan ek dink geld is 'n vrug. Geld is nie bedoel om ooit 'n doel te wees nie. Dis my oortuiging. Geld is nog nooit bedoel om 'n motief te wees vir iemand nie. Nee. Geld is 'n vrug van 'n damn goeie motief.
As jou motief is om mense se lewens te verander en jy verander mense se lewens, dan gaan jy geld kry. Ek chat met 'n vriend in die week nou en ons praat van, jy weet sy motief was hy wil R100 maak 'n maand, 200, 300. En dan begin jy daai goeders bereik en dan begin jou hart soos doodgaan want jou motief verdwyn. So byvoorbeeld jy kry nou R200 hierdie maand, né? Volgende maand, waar's daai geld? Dis weg. So wat jy accomplish het verdwyn. Versus, kom ons sê jou motief is om mense se lewens te verander. Jy het 5 mense se lewens verander hierdie maand. Dit het R200 veroorsaak, kom ons sê byvoorbeeld. Maar jy het 5 mense se lewens verander. Volgende maand, die geld's weg, maar daai mense se lewens nog steeds verander. Want jou motief was om regtig eintlik 'n change te bring. So ek dink vrug of geld is altyd 'n vrug van goeie motief. En jy kan nogals mooi bepaal of iemand se hart op geld is en of dit op regtig die motief is wat hulle vir jou probeer verkoop. En dit hang af waar hulle heeltyd hamer. As hulle heeltyd gesprek het oor geld, dan is dit soos Ja, ek meen jy sien deur mense. what are we trying to accomplish? Ja. Die ding van mense is, ons is wesens wat hou van lasting effect. Ja. Jy kry baie min mense wat werklik gemaklik is met gereelde vinnige verandering in omstandighede, in onsekerheid lewe. Jy kry ouens wat dit kan doen, maar niemand verkies dit nie. Niemand is okay daarmee nie. Almal so hoekom werk mens? Want jy wil 'n security vir oor 'n lang tydperk opbou. Jy wil nie eendag kan aftree, jy wil veilig wees. Nee. Dis in ons aard om te preserve vir die toekoms. En so ook translate dit in ons wat ons doen, ons doele, ons drome en passies. Korttermyn is great vir nou. Maar soos jy sê, wanneer jy dit bereik, dan voel jy leeg. As dit alles waar dit gaan het. Mens moet 'n lang tydperk, 'n 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar doel het, 'n lewenspad, 'n lewensmissie het, 'n life statement, 'n mission statements wat hulle noem. Want soos jy seker goed bereik, die eindgoal is tog op pad, want dit is wat jou aan die gang hou. Dit is wat mense dryf. Mense sien dit ongelukkig in baie top sportsterre. As jy ou aftree, wat doen hy? Hy het bereik wat sy lewe tot op daai punt om gedruk het om te doen wat hy wou bereik. Maar wat daarna? En baie ouens sukkel. Party ouens is innoverend en hulle kry vir hulle iets anders om te doen. Hulle gaan 'n coaching en wat ook al, maar as jy dink, sê net jy's 'n Springbok rugby speler, jy het die World Cup nou 2 keer gewen. Wat 'n ander ding is daar na rugby vir jou wat jou daai high gaan gee? En dit gaan van persoon tot persoon afhang. Ek dink hulle kry weer iets, maar ek dink dit is baie moeilik as jy die top ding bereik het. Kom ons bring daai even so bietjie, jy weet, soos 'n level of 2 af, want nie almal is massive supersterre nie, nê. Ja, ongelukkig nie. Kom ons vat dit na gewone mense wat aftree, nê. Gewone mense wat aftree, hulle doen hulle hele lewe lank hulle werk, tree af, dan wat? Waar nou? Of even daai wat jy gesê het, jy weet ons almal werk om te kom by 'n punt waar ons eendag kan aftree. Maar daai is weer eens jou visie, daai is jou droom, daai is die ding wat vir jou jy weet, ek gaan nou geld maak sodat eendag kan ek aftree. Ja, wat as dit nou daar is? Wat doen jy eintlik elke dag in jou daaglikse stappies om daarby uit te kom? Sit jy vir jou R200 weg? Jy weet, hang nou af wat jy glo en waartoe jy wil gaan of jy dit wil doen, of werk jy eintlik intentioneel aan 'n plan wat vir jou lewensmission gee vorentoe? Of is soos, weet jy wat, want ek chat met 'n vriend nou die dag en ek vra toe vir hom, wat is jou 10 jaar plan? En hy skets vir my hierdie visie. En ek sê toe, okay, en as jy aanhou met alles wat jy doen in die laaste 6 maande, gaan jy daarby uitkom. En hy sê, wow. Toe sê ek so, hoe gaan jy daar kom? And what are you doing? Ja. En dit was 'n jaar terug. En in die laaste jaar net bewus wees van waantoe sy aksies omvat, toe sy lewe regtig groot begin verander. Hy het nie massive verandering begin bring nie, maar net die feit dat hy begin dink het aan waantoe wil hy gaan. Het of nuwe werksgeleenthede begin oppop, mense het vir hom koneksies begin bring, jy weet sy hele mindset het begin verander. En dit is vir my super cool is om regtig daai vision te hê, maar om eintlik iets te doen om daarby uit te kom. Anders sit jy weer 10 jaar later, ek het hierdie drome gehad. Okay, waar is hy nou? Ja. En ek dink een ding wat met die drome doodmaak en doele doodmaak is omstandighede wat so baie mense sof mense sê, ja, maar wat is die punt? Wat is die punt? En ek dink dis nie uniek. Dis nie uniek aan Suid-Afrika nie, maar ek dink dit is baie relevant deesdae. Wat is die punt om nog te probeer met die ekonomie? Ek bedoel die verkiesings net klaargemaak, die uitslae het uitgekom en ek dink baie mense is teleurgesteld want
op die oog af lyk dit nie of enigiets gaan verander nie, tensy daar baie radikale changes binne government plaasvind met koalisies en al daai goed. En die realiteit is baie mense het moet verloor vir verandering in omstandighede, net omdat die verkiesing nou die dag was. Die stats vir die verkiesing is, daar's oor die 60 miljoen mense in Suid-Afrika. Net onder 28 miljoen het geregistreer om te stem, en maar net 15 miljoen het gepitch om te stem. Ja. Wat sê dit vir jou? Sê weer mense het moed verloor. Daar's nie meer hoop nie. Nou, wat sê vir ons portiergroep is maar nog young adults en studente en dis maar die tipe mense wat ook na die podcast kyk. Wat sê jy vir so ou? As meer as 50% van die land al opgegee het, wat sê jy vir 'n jong man, 'n jong vrou wat nog drome en passies het, wat besig is om in hierdie groot menswêreld ingesluk te word en daai droom te verloor? Wat sê jy vir hulle? Partykeer is hoop al wat jy nodig het. Ja. Partykeer is hoop genoeg. En ek dink die oomblik jy hoop verloor dan verloor jy regtig baie massive goed, want as ons kyk na enige mens wat suksesvol is, daar was 'n tyd waar hulle nie was nie. Ja. En hulle het 'n hoop gehad dat wat hulle doen daarby gaan uitkom. En ek dink soos as jy nou kom ons sê nou, né, die land se ekonomie vergaan heeltemal. Ek bedoel ons rand US dollar duik soos crazy. Nee, daar's nie meer potensiaal vir my in besigheid nie. Maar okay, ry gou Menlyn toe. Gaan tel die winkels in Menlyn. Ja. Hoeveel van hulle is deur Suid-Afrikaners besit? Redelik baie. Hoekom doen hulle goed? Want hulle het eendag 'n droom gehad met 'n hoop dat hulle by winkels sal kom. En dan gaan jy na soos byvoorbeeld Pleithou, né? Yes, bedoel, massive. Come on, let's Pleithou. Hulle is nou massive. Ja. Weet jy wat? Hulle was Klein. mense met 'n droom, mense met hoop gehad. Koffiewinkel begin, daar's hy. Ja. En nou is hulle pretty much, ek bedoel, wie ken nie Pleithou nie. Ja. Jy weet, so ek dink hoop is partykeer die enigste ding wat jy nodig het. En dit is faith. Jy weet, soos faith sê, die definition van faith is things hoped for but not seen. Yes. Ek dink nie jy gaan ooit sukses in jou lewe behaal as jy nie kan envision waar jy wil wees nie. Ja. En jy weet die hele wêreld praat van soos manifesting en law of attraction en daar's daai goed is totally principles. Don't make it your God. Jy weet, want dit is nie, law of attraction is nie 'n god nie, dit is 'n principle. Gaan sit, maak toe jou oë, dink aan waartoe jy wil gaan in lewe. Stel vir jouself 'n min of meer 'n North Star. Jy weet wat, 10 jaar vanaf sal ek wil hê my lewe moet so lyk. Ja. Moet dit nie 'n god maak oor jou lewe en sê dis waar ek gaan wees nie, Ja. maar sê dis die journey waar ek nou wil begin en dan revise jy dit elke maand En dan doen jy en dan iets. hoop Ja. jy. Hoop en Hoop doen. is genoeg. Wat Ek like daai. faith without works is dead, Yes. né? Ja. Faith without works is dead, maar work without faith is also dead. As jy elke dag net freaking werk, want jy gaan dit maak. As jy nie 'n hoop het vir waartoe jy wil gaan, ek beloof jy gaan dieselfde plek bly of jy gaan Ja, jy gaan nie results sien nie. Maar as jy hierdie massive droom het en jy sit elke dag op jou bank en droom, dan gaan jy nêrens kom nie, want jy moet droom en nie freaking doen omtrent, ou. Gaan plant die saadjie. Die double D's van sukses. Droom en doen. As jy lag vir hierdie is daar fout. Ons almal lag vir hierdie Johan. Droom en doen. Droom en doen. Droom en doen. Nog iets wat ons op by hem kan sit. Hoop is genoeg, droom en doen. Jo. Ek is so bly ons rekord hierdie alles. Instagram quotes. Ek kan nou net sê maak nou net op. Ja, kom aan, sê die hele droom en doen. Nou moet jy die episode weer gaan kyk. Kyk ons kyk. episode weer. Ja. Maar ons gaan almal vergeet dat ons dit weer kyk. Dis extra views. Ons sou nooit ek die maak daar asseblief. Ons manager sal ons ophou. Nee. Nee, ek dink Droom en doen. dit is baie lekker en amper refreshend. Verfrissend. Refreshing. There you go. Yes. Die onkruid is rop. Is okay. Om te weet daar is mense Afrika. wat eintlik nog positief is oor hulle omstandighede Ja. en 'n hoop en 'n droom het om dit te verander. Want my opinie, as jy in Pretoria rondry, Centurion rondry, hoe baie nuwe malls en geboue Jo. en jy woon en jy word gebou. Baie goed kos geld. Iemand het die geld. Maar dit is meer as dit. Die bal is in ons hand om sukses te wees. In Suid-Afrika is daarom nog 'n plek waar jy kan. Ja. Daar's nog ruimte, die wetgewing maak dit op die oomblik nog moontlik om goed te kan doen.
om 'n droom en 'n passie te kan uitleef. Vat dit harde werk verseker. En ek dink ons preach nie prosperity nou nie. Die realiteit is as jy wil iets bereik, moet jy werk daarvoor. Ja. Exactly. Maar ek sou saam met dit sê, Johan, totally, ek stem 100% saam met jou, werk daarvoor. Maar wow, train of thought. Nee, ek sou Dis sê, refreshing. ek sou sê, Jo. dit as jy regtig wil geld maak eendag en jy wil regtig ryk word eendag, moenie dit jou mission maak nie. Ja. Want daar's hoeveel jong mense en ouer mense wat sê, weet jy wat, ek gaan hard werk, eendag gaan ek ryk word. En ek dink daai motive vergaan. Ek dink daai ding is nie genoeg van 'n dryfkrag om jou uit die bed uit te kry elke dag. Ja, in die begin, great. Dit was vir my in die begin, ek gaan geld maak. Toe maak ek geld die eerste paar jaar en toe begin daai motive doodgaan. Want daar's nie iets lasting nie. Daar's nie geld is vir jou. Daar's niks generational, daar's niks legacy, daar's niks groep aan geld nie. Ja. Dit gaan oor die change. So ek sou sê, as jy regtig wil geld maak in lewe, gaan dink oor iets wat jou massively passievol maak en begin dit uitvoer wat impak het in ander mense se lewens. En trust the process. Ja. Somewhere it's going to lead to someone saying, I love what you do. Can you do it for me? I'll pay you. Ja. Ja. Ons love instant gratification. Ons wil hê So ons wil soos nee, ek het soos 'n besigheid begin en soos maar ek maak nie geld nie, maar soos ek het die besigheid se maand aan die gang. Ja. Ja. Well ja, jy moet suksesvol wees in die eerste 15 weke. Elon Musk failure. Ja, die Ja, first attempt in learning, bro. That's a failure. Maar no way. Maar dis interessant as jy enige expert in sy veld vra en daar's so 'n sê ding wat sê jy kort 10,000 ure in 'n ding voordat jy jouself kan consider as 'n expert. Yes. Nou niemand is bereid om 10,000 ure te wag voordat iemand begin charge Ja. nie. Almal dit jy gaan nie lewe nie. Verstaan? Ja. Ek is Wie tel nou die 10,000 ure? ek's nou in dieselfde werk. Ek het 'n bietjie gaan uitwerk. ja. Net, Okay. ja, ek tel. Ja. Ek is nou by dieselfde Sjoe, werk wie? amper vir 7 jaar. Ek het nog nie 10,000 ure bereik nie. Jy moet meer werk, dude. Ja, Wat ek moet bedoel jy? obviously meer werk. Die punt is dit vat tyd. Enigiets wat die moeite werd is, vat tyd, dit vat care, dit vat nurturing. En ons wil dit net nie meer doen nie. Ja. Maar daar is nie 'n get rich quick scheme wat sustainably vir lang tye werk nie. Maybe, as jy lucky met 'n produk en dit explode, gaan goed. Maar die produk gaan uithardloop. Mense gaan oor dit raak. Wat is die volgende? Daar moet 'n lasting element aan dit wees. Wat is die legacy wat jy bou? Bou jy geld vir jouself in jou sak? Ek ry nou 'n dag verby sulke condominium, wat noem mense dit in 'n estate, nê? Nee? En ons flat. 'n staat. 'n staat, ja. Nee, 'n estate met klomp huisies en goed en ek ry daar verby en ek sê, "Jesus, Here, ek wil eendag, jy weet, sulke huis, my geld moet vir mense behuising. Ek bedoel, daar's een ou se geld wat vir 40 mense huise gee, nê? Nee? En ek ry en ek chat so 'n bietjie met die Here oor wat is my visie en wat is my doel en ek is soos, okay, my vision, nê, nee, iewers along the journey het ek besluit my vision is ek wil my huisie by die see koop. Ek wil kan sit daarso in sulke mooi glaskas oor kyk oor die see en yes, jy weet, en ek sê vir die Here, maar Here, hoekom invest jy nie in my vision nie? En die Here sê, wel, wat is dit? En hy wys my die prentjie van soos ek kom pitch mos nou hierdie vision aan God as die investor. Ek wil eendag 'n huisie by die see hê met my familie. En hy sê, okay, en wat is die impak van dit? Ja. Ek sê, well, dis baie obvious. Ek bedoel, ek en my familie gaan amazingly geseënd wees. Ja, vakansietyd, né? En okay, en ek sê, wel, my kinders gaan baie happy wees. Hulle het 'n see-huisie. Okay? En wat is die impak daarvan vir die investor? Nee, wel, jy kan rus wetend ek gaan gelukkig wees. What does that do for the En kingdom? die investor vra vir my, maar wat's my return on investment? Ek sê, wel, my geluk obviously. Ja. En die Here sê, verstaan jy hoekom ek nie invest in daai vision nie. En dit was soos, ek sou sê amper 6 maande terug was daai chat. En in die 6 maande wat verby is, het ek massively begin skuif. Soek ek 'n huisie by die see eendag of is daai 'n vrug van die mission? Cool, great. Jy kan kry 'n huis by die see. Daar's niks fout met 'n huis by die see nie. Almal love dit. Maar as dit jou mission en jou vision is, hoekom sou die Here invest daarin? Hoekom sou enigiemand invest daarin? Jy gaan nou investeer toe hy gaan nie. Ja. Okay, maar ek wil 5000 mense se lewens in die volgende 10 jaar beïnvloed
dat daar positive changes in hulle deur ander mense se stories vir hulle te vertel en vir hulle hoop te gee en vir hulle te sê, weet jy wat, die ekonomie doen tank. Kyk na hierdie 50 besigheidsmanne wat nog steeds 'n sukses gemaak het in 'n stuk in die ekonomie. Kyk na hierdie ou se storie. Hy gaan deur 'n nie jy nie, maar hy gaan deur 'n egskeiding. Okay, dis nie lekker nie. Egskeiding is baie moeilik en dis super reël. Ek het altyd gesê, jy weet, ek sal nooit skei nie. Ja, dit is vir toe kom ek en my vrou aan die border van daai gesprekke. Ja. En toe besef ek, damn, dis nie net daar buite vir jy weet die ongeredde mense. Ja. Dis soos hier in jou eie huis. Ja. En ek besef toe, vertel die storie van iemand wat deur die egskeiding proses gegaan het en nog steeds by mekaar kon uitkom op die einde en nou 'n solid huwelik het. Vertel daai storie, bring positive change. Ek kan jou guarantee, daar's goeie kans dat my huis by die see gaan kry eendag. Maar dis nie my mission nie. En as ek dit nooit kry nie, is by dit all okay. means, as ek daai 5000 lewens kan verander, amazing. Daai was 'n baie goeie testimony, Love that. maar ook jy's kry bemarking content vir jou eie besigheid. Ja. Altyd met 'n plan werk, hoor. Altyd met 'n plan Gooi jy werk. hom na. Dis eintlik hoekom hy hier is bemarking. Ja, moet net Nee, nie nie vir hulle regtig sê nie. hoeveel ek julle betaal om hier te wees nie, né? So jy's nog ons dier. Betaal jy ons of ons jou? Ek's fine om Ja, ek julle Het betaal. jy nie die invoice gekry nie? nee, alles ek nooit ja gesê. Ek wat julle betaal, boys, hier is bemarking. Wat bedoel jy? Ja, Ja. Jacob is 'n absolute voorreg Mm. om met jou 'n bietjie te Wow. mag gesels en jou insigte te deel. Ek dink ons het baie meer uitgekry en baie meer in diepte en substantial gesprek gehad as wat ons aanvanklik verwag het. Maar dit is die lekker ding van unscripted bullchat. Jy gaan na plekke toe wat jy net nie verwag nie. En ons sê baie dankie vir jou. Ons tyd saam met jou is ongelukkig verstreke. Dis nou klaar. Ons is klaar met jou. Kom maar. F1 tyd. Ons is klaar met jou. Ek dink ons gaan 'n vinnige breekie vat en dan is ons nou weer terug. Lekker. Thanks guys. Bye. Vandag se episode van Bevange is trots geborg en moontlik gemaak deur ons vriende by Amok Studios. Hulle is die eerste podcast studio in Centurion. En as jy soos ons al gewonder het en gedink het, hey, ek wil 'n podcast begin, nou kan jy. Ons pelle hier so by Amok Studios doen alles en meer om jou podcast aan die gang te kry, of jy nou twee vriende is soos ons wat net kom sit en net praat oor 'n klomp staf, en of jy nou saam dokter is wat jou ekspertise wil kom flex. Amok Studios het jou. So vir al jou podcast behoeftes, gaan na Amok Studios op Instagram @amok_studios. Dis Amok AMOC en vind meer uit. Daar was 'n baie insiggewende gesprek wat ons nou gehad het, maar dis nou tyd vir 'n bietjie vir ons weeklikse F1 Twee weke. bi-weekly Bi-weekly. F1 sport in general segment. Dis Sport in een general. van my favorite dele van my week is as ons hier kom en ons kan 'n bietjie chat oor sport. Want sport is net so lekker. Wat gaan aan in die sportwêreld, Johan? Vertel my. Wel, ek dink daar's baie. In die laaste 2 weke het baie gebeur. Ons het nie tyd om alles te gesels nie. Ek dink die grootste ding is die regulation changes vir Formule 1 is nou public, maar ons gaan nog nie daaroor praat. Dit het soos gister uitgekom. So ons het nog nie proper research. Ons 'n bietjie ons huiswerk doen. Ons maak net of ons alles weet. Maar iets cools, Monaco Oef, was nou vir die F1 Monaco was nou onlangs gewees. Johan, wat dink jy van Monaco? Dude, dis dit soos eerlikwaar, ons moet begin die vraag vra. Heritage teenoor spectator value. yes. Want ek verstaan Monaco is een van die most iconic Very. Grand Prix, maar dit deliver nie. Ja, maar veral die regtig ene nie. want daar was 'n red flag. So Yes. al die pitstops is gedoen in die jy weet, Ja, so is bietjie harsh Intermission. na hierdie jaar se Monaco, want die red flag het dit eintlik geset up dat daar niks kan gebeur nie, maar oor die algemeen tensy die karre nie begin kleiner word nie. yes. Ek dink die karre is te groot Met die vir Monaco. regulation changes is die karre soos met sentimeters kleiner. Nou soos hulle ry kan dit 'n verskil maak. Ja, probably. Ek weet Ek nie. dink Monaco moet net vir 'n jaar. Ons begin met 'n jaar nie op die kalender wees nie. Kyk hoe dit gaan. Kyk hoe gaan dit. Maar ek hou vir die Monaco race. Dis my baie dis mooi, dis Monaco. Ek dink is definitief tegnies die moeilikste. Ja. En ek sê dit gebaseer op my Formule
my F124 career mode. Ja. Monaco is moeilik om te ry. Dis baie moeilik, Hy is die ja. moeilikste. Ek het ook al Ja, career mode ek dink gegaan. Monaco kort net 'n rethink. Ek dink Yes. dit is te moeilik om overtakes is onmoontlik. Waar jy qualify is Waar jy gaan gaan eindig. eindig omtrent tensy iemand 'n massive strategy fout maak, haas uit 'n hoetyd trek. En as jy die qualifier verkeerd kry, dan s'jy screw, want jy kan nie regtig iets doen nie. Ja. En dis wat ons weer eens met Monaco gesien het. Dit was vir my baie mooi reis teen die einde toe, want Leclerc het gewen. So dis die Uiteindelik. eerste Monegask Monegask driver, die Monegask driver. Just Leclerc. imagine jy staan bekend as jy's 'n Monegask. Ja, dis weird. Jo, dis Maar dit is die eerste Monegask driver wat nou wen sedert soos die 80s. Ja, so eers keer in 'n baie lang tyd is dit 'n home victory gewees. Yes. Vir nie net vir Glo nie, maar vir die fans, vir die ouens wat daar bly. So dis special, dis nog 4 jaar. Ek's bly vir hom. Ek's bly vir Ferrari oor die algemeen, dink ek goed gaan. Ja. Weer eens Hulle tel McLaren 'n bietjie op. McLaren was Ja, dit was ek dink op enige ander reis was dit baie close. Ja. As daar bietjie meer overtaking geleenthede was, het ons sulke ander reis sien, maar baie cool om die twee spanne te sien regtig shape up. Ek dink Red Bull 'n bietjie houler gehad. Ja. So gepraat van Red Bull. Yes. So toe ons geprep het vir hierdie episode toe wou ek die vraag vra. Sergio Perez moet Red Bull omhou. En toe wat doen Red Bull? Hulle hou op. Hallo, voordat ons daaroor kan praat. Hy het nou ons weer 2 jaar kontrak geteken. Ja. Wat dink jy daarvan? Ek hou nie van Perez nie. Ek is 'n big fan van Die minister of the of defense, die street king. Street King. Hy die Ja, ek hou daarvan om te probeer dink wat is die motief of wat is die denkwyse agter die keuse en ek weet nie dit maak vir my logies nie sin om die kontrak te extend op die stadium in die seisoen nie. Ja, Nie met iemand soos Carlos Sainz wat nog geen seat het nie. wat insane doen hy. Wat hy kom van die Red Bull Academy, hy was al in 'n Red Bull of Toro Rosso. Hy het bewys hy's competent, goeie drywer, hy's jonk. Hy gaan nie vir Max Verstappen challenge nie, so jy gaan nie 'n driver rival in jou span hê nie, maar veilige opsie vir die toekoms terwyl Lawson gegroom word en Yuki Tsunoda nog bietjie mature. Ja, ek verstaan nie. Ek dink is net te vroeg. Ja. Weer eens soos ons al gesê het, as Perez aan 'n tweede kom in die World Championship, Ja, dis 'n goeie move vir wees. dis 'n goeie move vir Perez, ek meen. Ja, maar Dis want hoe anders gaan hy World gaan? champion team. En So that's understandable, maar ek dink al soveel beter drivers as Perez wat daai seat kan hê. ja, so ek weet nie wat hulle gedagtes is. Hy's definitief die veiligste opsie. Hy ken die Definitief, kar, ja. hy ken die span. Maar dit is baie unlike Red Bull om nie risks te vat nie. Ja. So ons sal nou maar sien. Verder was daar nog nie weer beweging op die grid nie. Dis nog silly season is nog op Silly pad. season. En- Hulle wil vir Esteban ook on fire, so Great. want hy ry en sy teammates vas. ek het ook al nog nooit gery nie. Nee. Maar ja. So, Ek ry Gasly bo Ocon. So Gasly moes nooit Avatar los nie. shame. Drywer se keuses is my Baie funny, interessant. maar dis geld. Dit is geld. I guess as Haas vir my meer geld sou offer as. Hulle sal nie maar. Ek sal nou vir Haas ry. Nou dadelik. Ek sal nou vir ry. Nou dadelik. Ek gaan geen ambisie hê om 'n world champ te wees, maar ek sal vir Haas ry. Ek kan nie. Nie na Haas nie, sorry. Wat? So, ek voel elke keer as ons F1 praat dan dis ons net vir Haas. Haas, ons is jammer. Nee. Nee. Ons begin definitief sterk persoonlikhede op die show ontwikkel. Ek probeer nice wees en om verskoning vra en jy sê soos Ek is 'n unapologetic Haas hater. As jy van Haas is en jy kyk hier, ek haat jou. ek is impartial. Ek was my hande skoon van hierdie. Als in liefde julle. Al zijn liefde. Maar ek dink wanneer ons moet 'n bietjie praat oor die young drivers. Want ek sien vir die volgende Grand Prix gaan Alpine se jong drywer practice 1 ry.
Wat is Antonelli. sy naam? Nee, Antonelli is by Merck. Oh. Ek kan nie sy naam Hulle push vir Antonelli baie, maar Hulle hy het nog nie, doen. maar hy doen nie great in soos F2 nie, so ek weet nie hoekom hulle hom so like push nie. Hulle het vir Mick wat soos massively goed gedoen het in F2. Maar Beeman doen ook nie goed in F2 nie. Toe sit jy hom in 'n Ferrari en Ja, jy maar toe skoor doen hy punte. great. So, Maar dis in 'n Ferrari. maar dis nou die vraag, hierdie youngsters, Die jong. is hulle vorm 'n vloek? Dis soos 'n once off amazing race. Soos De Vries. Ja, soos De Vries of Shame. is nog meer. Ek bedoel obviously die ouens wat die keuses maak moet hulle oorweeg jy ou vir 'n rede. Wat ons nou nie van weet nie, maar die jong drywers, die potensiële line-up is baie exciting en is lekker om te sien die ouens kry bietjie reistyd. En ek dink dis ook hoekom daar nog nie seatswisseling te veel plaasgevind het. Yes, almal check maar Maar Adrian Newey hulle het vir Lawson 'n seat vir volgende jaar beloof. Dink jy? Ja. Dis in sy kontrak. Hy moet 'n F1 seat hê. Hy sal dan sekerlik like Ricardo se plek vat. Dink jy nie? Ek kan dit sien. Is dit die einde van die honey badger? Ja. Dit is baie oudjie. So op die F1 scene is dinge baie onseker, maar wat nie onseker is nie. Yes. Ons het laas episode bietjie oor skole rugby gepraat en hierdie week great transition. Het ek dankie. Ek werk hard aan dit. Hierdie week het ek 'n post gekry wat die Suid-Afrikaanse rugby skole power ranking is. Wow. En kyk, dit is deur Schoolboy Rugby Heats op hulle Instagram gewees. Sure. Hulle rankings vir hulle eerste spanne. En weet jy, ek het hierdie sien, toe besef ek weet nie baie van wat in skole rugby aangaan nie, want hier, dis net 'n top 10 lys, maar hier is skole op wat ek nie van weet nie. Nou, full disclaimer, hierdie is die standings van tot en met 23 Mei. So is bietjie oud. Maar dis wat ons het. So in 10de plek is KES. Wie? KES. Iemand het my vertel, dis King Edward School in Durban. Dis wat ek van hulle weet. Goed vir hulle. Ja, 10de plek. Nice. 9 is Oakdale. Okay, ek het al van Oakdale gehoor. Ek het nog nooit nie, great. Ons is sover 2 vir 2. Ons weet. 8 is Cheppy. Okay. Van hulle gehoor, weet nie niks van hulle nie. Yes, ken vir Cheppy. 7, enetjie wat ons wel ken. Waterkloof. Hey. Kan nie glo Waterkloof. My wêreld, Waterkloof, dis so random. Ja, dis baie random. Val as jy die volgendes lees. Dit is ook een van die enigste 2 skole van Pretoria op die lys. Let's go. Dan het ons DHS. Geen idee nie. Sure, DHS. Geen idee nie. 5de plek is Paul Boys. Natuurlik. Hulle moet daar wees. Altyd. 4de plek, ons ander Pretoria skool. Afrikaans Hoorseuns. Affies. Eendag moet ons 'n skoolier of iemand van Afrikaans Hoorseuns en Afrikaans Hoormeisies kry. Want blykbaar is Afrikaans Hoorseuns nie affies nie, maar Afrikaans Hoormeisies is eintlik affies. Cool. Dit is en jy kon nou daaraan gedink het nie. Dit is baie interessant. Ek wil nie 'n skoolier op hierdie pot. Of 'n ou skoolier. Ou skoolier. 3de plek Paul Gim. Natuurlik. En hierdie is die grootste verrassing vir my. 2de plek Grey College. Hulle seker nou eerste. Ek weet nie. Die nuutste. Maar wie is beter as Grey College? Obviously is dit Hoërskool Wonderboom julle. Gee dit weg. Jy het dit weggegee. Jy het jou hoërskool weggegee nou. Nee, in eerste plek Paul Roos. Wat jy dit sê sin maak. Dit maak sin, maar kom on Grey. Wat tel ouens? Wen affies in 1 week en maar is tweede op die ek weet nie wie die goed werk nie. Ja, maar dit is ook die ou lys. Dit is 'n ou lys. Maar dit is goed om te weet. Ons skole rugby is jonk en gesond. Jonk en gesond. Ons sal so hoop. Ons sal so hoop. Yes. Ruben, dit is ons tyd vandag. Johan, waar kry ons jou op sosiale media? Editor, kan jy asseblief dit uit?
opstel. Ek het nie meer uit te spel. Okay, episode nie. Sê net vir ons waar ons sal die spellings af uitfigure. Dit is op Instagram Yes. @Johan Holtzapfel. Alles klein letters, geen spasies, geen niks snaaks nie. Cool. Ruben, waar kry jy? @Ruben_VV, dit is 2 V's _film op Instagram. Gaan follow ons nuwe Instagram bevange @bevangepodcast. Ons het al 'n paar followers daar so. Ons doen great. So, ons sê dankie vir julle en as jy nog nie follow nie, asseblief. Asseblief gaan follow, drop 'n comment, drop 'n like en gaan follow Victory Works Media ook op Instagram. Dit is hoe jy dit spel. Sê Ons sal die link in die bio hê, tag in die En dan- Instagram. soos altyd. En gaan follow Mock Studios ook. Lekker. Ons Die- lieflike vriende daarso. Die beste podcast studio. En dan soos altyd. Kom maar Kom maar jouself jouself en doen dit. Wen jy dit?